1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Moses en die 10 gebooie. Lank gelede was daar 'n man met die naam Moses. Moses was 'n baie spesiale man wat baie lief was vir God. Hy het die volk van Israel gelei nadat hulle uit Egipte ontsnap het, waar hulle slawe was. Die mense was baie bly om nie meer slawe te wees nie, maar hulle moes nou leer hoe om saam te leef en mooi met mekaar te wees. Dit was nie altyd maklik nie. Partykeer het hulle gestry en was hulle nie mooi met mekaar nie. Eendag het God vir Moses geroep om na die top van 'n groot berg te klim. Die berg se naam was Sinai. Dit was 'n baie hoë berg met 'n skerp punt wat amper tot by die wolke gestrek het. Moses, het God gesê, ek wil vir jou en jou mense help om te weet hoe om goed en reg te lewe. Klim asseblief boontoe na die berg toe, sodat ek met jou kan praat. Moses was 'n bietjie bang, want die berg was regtig baie hoog en daar was donderweer en weerlig rondom die top van die berg. Maar hy het geweet God sou hom veilig hou. So hy het begin klim. Klim en klim en klim, het Moses gegaan terwyl hy die steil berg uitklim. Sy voete was seer en hy was moeg, maar hy het aanhou klim omdat hy geweet het God wou iets belangrik vir hom sê. Toe Moses uiteindelik by die top van die berg kom, het God met hom gepraat deur 'n groot wolk. Die wolk was vol weerlig en die berg het gebewe. Dit was 'n baie spesiale oomblik. God het vir Moses gesê, ek wil vir jou en jou mense 10 spesiale reëls gee. Hierdie reëls sal hulle help om gelukkig te lewe en mooi met mekaar te wees. Moses het aandagtig geluister terwyl God vir hom die reëls gegee het. God het die reëls op 2 plat klippe geskryf, sodat Moses hulle kon onthou en vir al die mense kon wys. Hier is die reëls wat God vir Moses geleer het. Die eerste een: onthou dat ek God die belangrikste is. Moenie ander gode hê nie. Dit beteken dat ons moet onthou dat God ons gemaak het en vir ons lief is. Die tweede reël: moenie beelde maak om te aanbid nie. God wil hê ons moet hom lief hê vir wie hy is, nie 'n prentjie of 'n beeld nie. Die derde reël: moenie God se naam verkeerd gebruik nie. Ons moet God se naam met respek gebruik omdat hy so spesiaal is. Die vierde reël: onthou die rusdag en hou dit heilig. God wil hê ons moet 1 dag per week rus en tyd saam met hom spandeer. Die vyfde reël: respekteer jou ma en pa, oupa en ouma, almal wie ouer as jy is. Dit beteken ons moet na ons ouers luister en hulle help. Die sesde reël: moenie iemand anders seermaak nie. Ons moet vriendelik wees en nie ander mense seermaak nie. Die sewende reël: mans en vrouens wat getroud is, moet die lewe vir mekaar spesiaal hou. Hulle moet getrou wees aan mekaar en mekaar lief hê. Die agste reël: moenie steel nie. Ons moet nie dinge vat wat nie aan ons behoort nie. Die negende reël: ons moenie leuns vertel nie. Ons moet altyd die waarheid praat, selfs wanneer dit moeilik is. En die 10de en laaste reël vir 'n goeie en 'n gelukkige lewe saam met God is: moenie jaloers wees op wat ander mense het nie. Ons moet dankbaar wees vir wat ons het en gelukkig wees vir ander mense. Moses het aandagtig geluister en die spesiale reëls op die kliptafels geskryf. Toe het hy baie versigtig van die berg afgeklim met die 2 swaar kliptafels in sy arms. Toe Moses by die volk kom, het hy vir hulle vertel van die spesiale reëls wat God vir hulle gegee het. Hierdie reëls is God se geskenk aan ons, het Moses gesê. As ons volgens hierdie reëls leef, sal ons gelukkig wees en mooi met mekaar kan lewe.
Die mense het na Moses geluister en beloof om hulle bes te doen om volgens God se reëls te leef. Natuurlik was dit soms moeilik, net soos dit vir ons ook soms moeilik is. Maar hulle het geweet dat die reëls daar was om hulle te help en te beskerm. En selfs vandag, baie jare later, help hierdie selfde reëls mense reg oor die wêreld om te weet hoe om goed te lewe en mooi met mekaar te wees. En dit is hoekom ons nog steeds vandag probeer om volgens God se reëls te lewe. Want God het hierdie reëls vir ons gegee, omdat hy vir ons lief is en wil hê ons moet gelukkig wees. Fluit, fluit. My storie is uit.